Goeiemôre en baie welkom by Kom Laat Ons Boeke Vat op hierdie woensdagoggend, die 17de Junie. Ja, die jaar is in die helfte. Ek kyk vanoggend, so die jaar is in die helfte nie. As hierdie maand verby is dit alweer Julie. Dan gaan ons na die 7de maand toe. So hierdie jaar het verskriklik gou die gang gekom. Ek weet nie of jy met my saamstem nie. Het voel soos net gister wat ons Kersfees gehou het en Nuwejaar gehou het en die nuwe jaar het begin. En nou staan ons al in die middel van die jaar. Ek hoop jy het 'n wonderlike nagrus gehad. Ek hoop jy het lekker geslaap. Hier by ons in Saldanha is dit vanoggend weer eens 'n pragtig oopgetrekte oggend. Geen wind nie. Doodstil, lekker koel, winterskoue, maar nie koud nie, lekker koel. Hoewel my vrou sy kry maklik koud, so sy gaan heel waarskynlik as sy opstaan sê, "Sjoe, is koud vanoggend." Sy het gisteraand gesê dis koud, toe stap ek sonder 'n baadjie. En toe is dit vir my net 'n lekker aand gewees. Maar dit is cool, dis winter, so dis hoe dit moet wees. Ek hoop, soos ek sê, jy het 'n wonderlike dag. Hierdie woensdag is vir jou 'n pragtige dag, is klein Saterdag. So die van julle wat julle Bybel nader trek, kan gerus jou Bybel oopmaak. Ek dink vanoggend se stukkie lees ons 'n stukkie uit Romeine uit Romeine 10. So die van julle wat julle Bybel nader gebring het, kan jou Bybel oopmaak by Romeine 10. Ek het gisteroggend 'n snaakse ding oor gekom, ek moet vir julle vertel. Toe ek my koppie omroer, toe sien ek daar's 'n swart stukkie. Nou baie keer die koffie wat in 'n ou se koppie is, het so 'n swart stukkie in. En ek kyk toe mooi en ek sien nee, dis 'n vliegie. Dis proteïene daai, dis nie koffie nie. En ek vat die teelepel en ek tel hom baie mooi uit die koppie uit en ek sit die teelepel in die wasbak. En so drink ek die res van die koppie koffie en so 'n bietjie later die oggend bring my vrou vir my 'n koppie koffie en ek sien daar dryf 'n swart dingetjie op. Ek sê vir haar, nee man, dit kan nie wees nie. En ek sit my vinger en ek haal hom uit die koffie en ek sien, dis ook 'n vliegie. Ek sê vir haar, dis bitter snaaks. Ek het vanoggend vroeër 'n vliegie uitgehaal. Ek is seker daarvan ek het hom op my vinger gesit en sommer net uitgeskiet in die wasbak in. Sy sê, weet jy wat? Die lepel het in die wasbak gelê en ek het dieselfde lepel gebruik. Toe dink ek, ja, dis waar die vliegie was. So, toe het ek 2 vliegies en elke koppie koffie was ek geseënd met 'n vliegie gewees gister. Vanoggend se stukkie, voordat ek die stukkie weggee voor die tyd, moet julle praat. Ek weet nie hoe sterk almal se geloof is nie, maar almal se geloof is nie ewe sterk nie. En baie keer, as jy by jouself, ek het nou die oggend oor min of meer dieselfde ding gepraat, maar nou, hierdie stukkie van vanoggend is effens anderste. Partykeer as 'n ou sit te diep dink, en jy dink, as ons laaste asem uitblaas, waarheen gaan ons? Ek het juist gesê, waarheen gaan ons? Want ek wil hê jy moet die stukkie voltooi. En dan die volgende vraag is, as ek my laaste asem uitblaas, of het nou is, en of het net nou is, of het die einde van die week is, of in die maand is, of dalk in die jaar, want baie keer leef ons asof ons nog aan 10 jaar leef, en dis nie ons wil nie, is ek goed genoeg? Ek en my vrou het nou die dag so 'n gesprek gehad, en toe sê sy, mag dit nooit ooit met haar gebeur, dat as sy in die hemel aankom, dat die Here vir haar sê, ek ken jou nie. En ek dink dit moet verskriklik wees, as iemand by die Here inkom, in die hemel, as jy klaar is, of noem het voor die deur te staan kom, en die Here sê, gaan weg, ek ken jou nie. En dan begin 'n ou baie keer dink aan jouself en sê, ek is 'n mens, ek is vol sondes, is ek goed genoeg? Ek hoop ek kan met die stukkie uit die Bybel uit vanoggend jou, is ek goed genoeg? En gaan ek hemel toe, kan ek finaal regstel? Met hierdie stukkie wat ons gaan lees uit Romeine 10 uit vir my en vir jou. En vir jou en vir my 'n bietjie meer duidelikheid gee en sê, kom finaal, wyk Satan, wyk finaal, luister na die woord van die Here, dis wat gaan gebeur en dis waarheen jy gaan. So miskien met daai stukkie agtergrond, as jy die stukkie lees,
in jou 'n bietjie inleef en aanvanklik maak in die woord, dan gaan jy miskien dadelik 'n antwoord kry of is ek goed genoeg? Of waarheen gaan ek? As ek net daai vraag vir jou vanoggend kan beantwoord met hierdie stukkie, dan dink ek, uit hierdie stukkie uit die Bybel uit, het die Heilige Gees sy werk gedoen. Ek gaan begin deur sê broers en susters, daar staan net broers. Nou, ek ben in die gesprek is broers en susters eintlik dieselfde woord. My hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word. Want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat in hom glo, vrygespreek kan word. Moses skryf naamlik van die vryspraak op die wet van wetsonderhoud, dat die mense wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof, sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie? Dis om Christus af te bring. Of wie sal na die onderaardste dieptes toe afdaal nie? Dis om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die skrif sê die volgende, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Ek gaan hierdie stukkie weer lees, is baie belangrik in vanoggend se konteks, dat ons besef, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. En hierdie woord is die blydskap van die geloof, en dis wat ons verkondig. En as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo, werklik glo, dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. En met die hart glo ons, en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak nie saak, geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is hemel van almal, en hy seën almal wat hom aanroep, ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ek eindig af met te sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Liefdevolle Hemelse Vader, ons kom sit vanoggend hier aan u voete, en ons kom sê baie dankie vir die belofte, Here. As ons dalk geglo het en getwyfel het, ons het bely, en ons glo, dan weet ons, dat u sê vanoggend, vir almal van ons, sonder enige twyfel daar buite, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dankie Here vir hierdie belofte, en dankie Here dat ons kan vashou aan u, en vashou aan die woord wat u gegee het om ons te lei, en vashou aan die leiding van die Heilige Gees binne in ons mond, in ons hart, ja binne in ons, elke oomblik van die dag by ons. Ons kan nie wegraak van u af nie, en u sal beslis nie wegraak van ons af nie, behalwe as ons u nie by ons wil hê nie. Dankie daarvoor, Here. Dankie Here vir 'n pragtige dag daar buite, dankie Here vir al die voorregte. Here, daar is mense buite wat dalk swaar kry, wat dalk gesondheidsprobleme het, Here. Ons spreek lewe, ons spreek gesondheid uit in u naam. In u naam wil ons hê, u moet gesond maak die wat siek is.
U moet probleme oplos vir die wat dalk finansiële probleme het, of dalk verhoudingsprobleme het. Here, ons spreek dit uit, en ons vra dat almal dit sal bid vanoggend, dat almal wat luister, dit sal aanvaar. Ons hoef nie eers terug te dink daaroor, Here, ons sit dit onder die bed weg, en ons glo, U luister, en U sal gee. Want ons roep dit in U naam aan. Help ons asseblief vanoggend om die baadjie van liefde aan te trek, Here. Dis 'n ideale tyd om, as ek vir U so iets gevra het, om die baadjie van liefde aan te trek, maar help die Heilige Gees om ons te lei en ons te help om dit toe te pas, uit te lewe teenoor almal rondom ons. Dis die gemoeilikste gedeelte, Here, help ons daarmee. Ons vra vir U, asseblief vergeef al ons vermenigvuldige skulde, en help ons om ons skuldenaars te vergewe. Ons steek vanoggend ons hande in die lig op en ons sê, Jesus, Jesus, take the wheel. Here, vat die stuurwiel van ons lewensvoertuig en lei ons in 2026. Want by U is ons veilig. U is ons rotsvesting. Dankie, Here, dat ons U kan vertrou en dat ons weet, U is in beheer. Ek vra hierdie dinge nie omdat ons verdien, Here, maar enkel alleen het U groot en almagtige en kragtige volle naam alleen. Amen.